Nou ons is hier by die Orania Karnaval en hier by my staan nou een van die ouens, jy sal hom dalk nie sy gesig ken nie, maar jy gaan sy stem ken en hy is hier by Radio Orania. Bart, dis nou aangenaam om jou te leer ken hierso by die Orania Karnaval. Lekker hier by julle. Koot, ek sê vir jou baie dankie. Dankie dat Boer Media ook 'n bietjie 'n draai kom maak hier by die Orania Karnaval en dit is definitief 'n feestelike atmosfeer. My stem klink dalk nou so 'n bietjie krapperig. Ons het 'n bietjie daar geskree vir die manne op die toutrek, vir hulle en op hulle geskree. So die toutrek is 'n groot hoogtepunt van die karnaval en ons geniet dit almal baie. Hoorie so maar, het jy nou nie vir die dorpsraad geskree nie? Man, ek het vir my vriende geskree. Van hulle is in die dorpsraad, maar hulle sal my vergewe. Hulle sal jou vergewe. Ek moet sê is was nie vir Bart nie, dink ek het jy 'n ander span gewen nie. Partykeer is 'n harde stem nodig. Ja, en wat belangrik is van hierdie toutrek is daai ritme mos, né? En jy het hulle net mooi gehelp daarmee. Korrek. Ek het nie baie dinge nie, maar ek het so 'n bietjie ritme. Jy het bietjie ritme. Ek bedoel om 'n radiostasie ook te kan moet bedryf, moet jy bietjie ritme hê, né? Partykeer moet jy op die regte musiek jou ding sny, né? Maar vertel ons gou 'n bietjie Radio Orania, hoe maak 'n mens om te luister? Kan ons hom deur die week luister of is dit net hierso vir radio vir Orania? Nee, ek moet vir jou sê Radio Orania het in die laaste paar jaar relatief uitgebrei tegnologie gewys. Ons is natuurlik in die omtrek, in die omgewing, in ons streek op 95.5 FM beskikbaar, maar ook natuurlik aanlyn. Jy kan op ons webblad luister, www.radioorania.co.za en hierdie jaar 2025 in April het ons eie toepassing vervaardig waar jy op jou Apple of jou Android toestel 'n toepassing kan aflaai en enige plek in die hele wye wêreld vryheid en klank luister. Ja, maar dis nou wonderlik. Ons skakel baie keer in, maar soos by Pretoria FM ook, skakel ons in op die radio's, maar jy weet mos maar, we gaan dit met video redigering, moet jy jou oorfone aansit en dan is ons weer af, maar vanaand of op 'n ander stadium is ons op een van daai twee radiostasies. Wat doen julle alles by Radio Orania wat anders is as gewone radiostasies? Kyk, ek kan vir jou eers sê, Koot, ons radio se beleid is eerstens geskoei op Christendom. Ons probeer 'n Christelike beleid en natuurlik programmatuur lewer vir ons luisteraars. Ons is in kern 'n gemeenskapsradiostasie. Ons is mal daaroor om van ons gemeenskapslede, ons luisteraars te hoor, insette van hulle af te kry en ek dink dit maak 'n groot verskil teenoor enige ander kommersiële radiostasie. Dit maak Radio Orania besonders en dan natuurlik, ons bevind onsself in Orania. Ja, kyk, dan maak jy ons nou heeltemal jaloers, want ons kan nog nie hier wees nie. Het jy al vir ons 'n werkie hierso? Ek sal my bes te doen. Ek sien jy's handig met 'n mikrofoon. Ja, ons het hierso ook 'n mikrofoonprobleem en ons het hom gou omskep hierso en ons het hom gemaak werk. Maar julle stel ook so af van tyd tot tyd, stel julle ook maar nuwe mense aan en groei julle radio. Vertel ons bietjie meer. Definitief, die radiostasie en veral die laaste 3 jaar het uit sy nate uit eintlik gebars teenoor wat dit was, jy weet, van honderde luisteraars na duisende luisteraars wêreldwyd nou natuurlik en op FM en daarvoor is ons baie dankbaar. Dit is eintlik net 'n seën en so met die tyd het ons natuurlik die nood vir nog omroepers. Dit alles gaan maar koste gewys en ons is dankbaar vir al ons borgers, ons adverteerders wat dit moontlik maak vir ons om op die lig te wees. Dis eerstens en as dit nie vir ons luisteraars was nie, is dit ook nie moontlik nie. En daarvoor is ons inniglik dankbaar. Maar ja, definitief, ons is bevoorreg dat hier by ons tans vaste permanente omroepers soos ek self en natuurlik Lourens van die kerk wat so 5 maande terug by ons aangesluit het. Ons het 'n nuwe programmetjie in die oggend, elke weekoggend, vroegoggend, vet en vrolik. Nou as jy nou vir Lourens op die kamera sien, sê jy sien, hoekom is dit vroegoggend, vet en vrolik? En jy kan maar self besluit. Verwys jy nou die vrolik? Jy kan maar self besluit wie's vet en wie's vrolik. Ons is altyd die vroegoggend daar. Nou ja, dit is hoe die stasie ook ontwikkel en natuurlik ons het 'n tegniese dametjie, ou Janita wat harde werk doen, Anna wat ook aan die agtergrond werk om die radio te maak werk en natuurlik ons stasiebestuurder Jan Beyers wat van kardinale belang is en die stasie van krag tot krag geneem het. Dankie vir julle van Boer Media wat ook 'n draai kom maak het hier en die moeite gedoen het om Orania toe te kom om hierdie fees met ons te deel. Baie dankie Bart. Mooi dag.